Vandag sit ek met die ongelooflike Marcelle Hopkins. Ek is so opgewonde om vir haar in die studio te hê, om 'n bietjie te gesels oor ma wees, om in besigheid te wees, haar jare as 'n model, haar my Juffrou Suid-Afrika journey, haar reis om haarself beter te leer ken, om haar liggaam te aanvaar vir wat dit is, maar ook vir wat dit kan word. Elke liewe fase van haar lewe het vir haar soveel geleer en dit is vir my vandag die absolute voorreg om bietjie dieper in dit in te delf en om te leer wie sy en wat sy is en wat sy vir ander vroue uit haar reis wil leer. Vandag se episode van She's Gutsy het ons vir Marcelle Hopkins en She's Gutsy. Marcelle, ek is so bly om jou hier te hê. Welkom by die She's Gutsy podcast. Dankie. Ek is iemand wat al vir jare na jou opkyk. Natuurlik as 'n aanbieder is my so snaaks om nou as die host hier te sit en vir jou bietjie te interview, maar net eintlik met jou te gesels. Ek sien jou natuurlik op TV-programme, ek sien jou nog my hele lewe op Kyknet en dis my wonderlik om jou hier te hê en om 'n klein bietjie dieper in jou storie in te gaan. Op 'n bietjie meer van 'n informele vlak waar ons nie dit hoef te narrate of alles in te pas in 'n 5-minute episode nie, maar regtig met jou te gesels oor wie jy is, waar jy vandaan kom en bietjie jou storie te hoor. So, hoe gaan dit met jou? Kom ons begin daarmee. Dit gaan ongelooflik goed. Ek voel ek is op hierdie stadium vind ek soveel vreugde in die alledaagse wat dalk in my 20's vir my frustrerend sou wees of my verveel. Jy weet, waar nou as jy 'n mamma word en ons het nou onlangs Parel toe getrek, so ons is nog in hierdie proses om ons to make our house a home. So dit is regtig vir my lekker om by die huis te wees en kwaliteit tyd met my baba te spandeer en my man en om nog bietjie te droom oor ons huis. Maar daar is ook nou 'n lekker balans met werk steeds. Ek dink nie ek sal ooit niks kan doen nie. Dit is vir my lekker om te werk en dit voel vir my dit maak my 'n beter mens. Maar nou is dit vir my heerlik om baie daar by die huis te wees en Julie maand is 'n ongelooflike maand vir my om na uit te sien want ek gaan nie een keer travel vir werk of wegslaap van my baba nie, waar Augustus begin dit nou weer met vrouedae geleenthede. So dis maar waar ek is op die oomblik. Dis ongelooflik. Mense drome en jou visie en sulke goed shape shift mos saam met die seisoen waarin jy is. En dit is nou vir my huishennetjie seisoen. Maar dit is vir my so cool want ek dink as ek hierdie gesprek met jou 'n jaar, 2 jaar terug gehad het, sou alles soveel anders gelyk het en dit wys jy hoe buigbaar alles is en niks is ooit eintlik definitief nie en dit niks is ooit altyd vir ewig nie en jou drome wat jy dalk gehad het 5 jaar terug sou heeltemal anders gelyk het as wat dit nou is en ek dink definitief in vandag se gesprek wil ek bietjie dieper in dit ingaan oor hoe mens eintlik ooit nooit gemaklik moet wees waar jy is nie want alles kan so verander en alles hoe jy dink jou lewe moet lyk, is nie noodwendig hoe dit altyd sal lyk nie en hoe dit altyd moet lyk nie, want alles kan verander. Jy wat nou 'n ma is, dit is vir my so ongelooflik om jou storie te kyk, want ek weet soveel vrouens praat ook met jou oor hoe mens baie keer bang is vir die seisoen en mense voel baie keer ma wees op so 'n manier vertoon dat dit 'n negatiewe ding is of dat jou lewe verby is of dat jy nie meer kan in besigheid wees nie of meer kan droom nie. En dis iets wat ek as 'n besigheidseienaar baie keer dan sal mense sê, "O, jy moet nou maar eers dit maak in jou werk voordat jy kinders het." En dis nie altyd waar nie. So, kom ons vat dit eers terug. Okay, jong Marcelle, jy kom van die Parel af. Vertel vir my van jou grootwordjare. Wie was Marcelle? As jy nou moet dink aan 'n klein dogtertjie, 6, 7, 8 jaar oud, wie was jy? Wat was jou drome en hoe het jou grootwordjare gelyk? So, ek het eers op 'n plaas groot geword, net buite die Parel. Okay. So, dit was eintlik genoem Drakensberg area. So dit was so tussen Franschhoek en die Parel, maar eintlik was Franschhoek ons dorp waar ons nou gaan brood en melk koop het. Okay. So dit was eintlik nader as die Parel. En ek was regtig waar 'n tomboy gewees. Omdat ek op 'n plaas groot geword het, ons het honde gehad as troeteldiere, maar ek het ook bokkies gehad, gansies, kalkoene. En ek was absoluut vreesloos met boomklim en buite speel en my grootste vreugde en lekkerte was om na skool by die huis te kom, my kortbroek aan te trek en in die bome te gaan klim. En met my diere te gesels en ek weet in broeiseisoen is ganse verskriklik aggressief. En hulle laat sak hulle nekke so en dan charge hulle jou en hulle sal jou byt en vir jou blou kol gee. En my ma het altyd net gesê ek was vir niks bang nie. Ek het daai ganse aan die nek gevang en hom net omgedraai en dan hy weer aan die ander kant toe. So ek was glad nie bang vir diere of enige iets nie. So
ek het nogal met boersoeke vrou toe nou baie jare later gevoel ek is so 'n bietjie terug na my roots toe daar. Maar ja, buitekind, liewe natuur, was glad nie 'n binnekind gewees nie. Ek onthou by my oupa se huis het ek altyd vir kleermannetjies gevang en vir kleermannetjies het oor my hele lyf geloop. En met die laerskool waarna ek was, privaat skool Simondium, kon ons nog party daar kaalvoetskool toe gaan. En dit was hierdie klein, ek sou nie sê plaaskooltjie nie, maar dit was nog baie informeel, waar 'n kind is nog 'n kind kan speel en is lekker om 'n kind te wees. So ek sal sê in daai opsig het ek so 'n wonderlike herinneringe aan my kinderjare en daai wat mens so, wil ek amper sê, jou voete vuil maak en drywe trap saam met my pa wat nou 'n wynmaker is goed wat tog iewers in jou gaan lê as groot mens, daai mooi herinneringe en die onskuld eintlik daaraan, so min met tegnologie groot geword, so ver verwyderd van dit gewees, en daarvoor sal 'n mens nou altyd super dankbaar wees. En toe ek 13 is, het ons eers Parel toe getrek. Okay. Wat eintlik perfekte tydsberekening was, want toe ek nou hoërskool toe, en toe verander dinge mos nou, want dan wil jy bietjie oor naweke gaan fliek, saam met jou maatjies, en jy weet, so bietjie oorslaap, en sulke goeders doen, maar ek het snot en trane gehuil, toe my ouers my sê, dat ons van die plaas af gaan trek. Dit was regtig vir my 'n verskriklike groot teleurstelling en hartseer, maar toe nou 'n jaar later, sou ek vir jou gesê, ek was baie dankbaar, want toe is, soos ek nou sê, dan wil jy nou ewe skielik bietjie meer sosialiseer, en sulke tipe dinge oor naweke doen, en dan sou dit bietjie ver gewees het om van die plaas af elke keer te moes inry Parel toe. Ja, en ek dink dit is so mooi, wat jy ook nog gesê het, so jy was so verwyder van tegnologie af, wanneer in vandag se tyd is dit amper onmoontlik om enigiets te verwyder van tegnologie af, en ek gun so vir jou kind, maar ook vir my kinders eendag, net daai lewe, of dit nou op 'n plaas is of nie, maar net regtig om te kan asemhaal, want dit voel alles is deur 'n lens deesdae. Almal, jy kan nie eers enigiets doen sonder om op die foon te wees nie. So dis vir my so mooi. Het jy in daai jare gedink jou lewe sal lyk soos wat dit vandag lyk? Want ek meen, as jy die Kaalvoet plaaskind was, om te dink het jy nou grimering voor die kamera as 'n presenter, het jy ooit gedink dis hoe jou lewe sal lyk? Was dit jou droom om 'n aktrise te wees, om 'n presenter te wees, om 'n model te wees? Of het dit anders gelyk toe jy jonk was? Definitief, baie interessant. So ek het daai kant gehad wat ek jou nou van gaan vertel, maar die liefde vir diere het my definitief op 'n stadium 'n baie ernstige oortuiging gegee dat ek 'n marinebioloog gaan wees. En Wow. ek het so gelag want ek het nou die dag op Instagram gesien waar dit gesê het iewers het een of ander millennial craze aangegaan toe ons jonger was en almal het op 'n stadium gedink hulle gaan marinebioloog wees. Ek dink is daai Aquamarine movie. Ja, iets met dit te doen. Maar ek het altyd gesê ek wil nou nie soos, want almal wil die dolfyne, ek wou met seekatte spesialiseer wat super random was. Maar dit was omdat ons elke jaar by Frans Kraal vakansie gaan hou het en daar het ons seekatte gevang, ek en my pa. So ek dink tot nou iets met dit. Maar dit het nou natuurlik kort te duur gehad, maar die ligte kamera aksie was altyd daar. So as ek dan nou met my kortbroekie in die middel in die bome gaan speel het ek myself altyd verbeel ek is besig om te audisie vir 'n rol in Seem de Laan. Oh wow. En ek het my ma se hoekskoene gaan gaps uit haar kas uit en langs die swembad gaan ramp loop. Tot die klein labradortjie een keer die skoene opgekou het. Toe mag ek nou nie weer in die hoekskoene rondloop nie, maar dit was definitief altyd daar in my agterkop, die droom. En dit klink so vreemd, hierdie twee wêrelde, die plaas en die, wil ek amper sê, moddervoetjies en die bokkies in die agtergrond, maar ek dink tog daai wêreld het my toegelaat om regtig my verbeelding te kan laat gaan, want daar was geen perke daarvoor nie. Ek het regtig myself ingeleef in hierdie jy weet, rolprente en modelwerk en aanbieder wees, en dit het definitief baie diep saadjies in my geplant, en ek dink my ouers het so 'n omgewing geskep waar jy kon droom om enigiets te wees, en dan gebeur die lewe. Ek meen, daar toe nou baie realistiese goeders ingeskop, maar ek sit baie keer en dink, joh, as ek nou met 10 jaar terug se Marcel kon koffie drink en vir sê waar jy dag gaan wees, sou ek al definitief nie geglo het nie. Ek sou gesê, that sounds too good to be true. Nee, dis ongelooflik. En jy het toe natuurlik na skool gaan swat, drama gaan swat. Omdat jy nou hierdie liefde gehad het jy toe gedink, okay, ek gaan nou nie meer, wanneer het jy besef jy gaan nou nie meer 'n marinebioloog wees nie? Het jy toe gesê, okay,
ek gaan dan in acting ingaan of het die droom was daar iewers 'n realiteitskok dat okay, ek gaan nou nie in daai bedryf nie, ek gaan nou in dit ingaan. So ek dink dit was nou definitief die laerskool, jy weet, droom om jou hande vuil te maak. Ek het so my pa Desember vakansies op die boot uitgegaan en vir hulle aas gesny. So ek was regtig nou nie veel geplan nie, maar ek dink ons moes nou 'n skuif met die fases. So toe ek nou 'n tiener word, toe mense nou 'n bietjie ander belangstellings, jy weet, so sosiaal en bietjie uitgaan. So toe wil ek nou nie meer vakansie seekatte vang en aas sny nie. So ek dink maar daar iewers het dit toe nou ingeskop. En ek het eintlik op hoërskool was my droom gewees om 'n mevrou interskole finalis te wees want ek was in Parel Gym, maar ek was nie eers genomineer nie. Ek was die meisie wat na die tyd vir die skoolkoerantjie onderhoud gaan doen het met die wenner. Want ek sê altyd ek was so ek was definitief baie nerdy op skool. Elke kwartaal onder die top 10, so ek het akademie baie ernstig opgevat. En met my praatjies sê ek nou vir die jong meisies, asseblief onthou dit is super cool om slim te wees. Moet nooit dit as 'n tweede prioriteit stel vir populariteit of om meer sosiaal te wees of hoe ook al sy nie. Daai is vrek belangrik vir die res van jou lewe. En akademie gaan oor soveel meer as net punte. Ja. Dit is selfdissipline om regtig te leer om te leer. Ja. Is belangrik vir wat ook al jy daarna in die lewe wil doen. Maar eintlik die skoonheidskompetisie droom gehad. So ek dink dit het dalk begin by Mevrou Suid-Afrika, maar ek meen toe ek nou nie eers 'n finalis is in hoërskool nie, dis ek so op aarde gaan ek nou aan Mevrou Suid-Afrika deelneem. Ja. So ek dink eintlik die drama was so 'n bietjie plan B. Ek het eers in graad 10 met drama begin en dit het 'n tydjie vir my gevat dat die gogga regtig byt en toe ek in matriek besef, okay, ek hou regtig hiervan. Toe dink ek dis 'n goeie plan want die plan was eintlik om 'n sielkundige te word. Okay, en so, drama het verskriklik baie sielkunde in. Ja, en jy kan nie by Stellenbosch Universiteit sielkunde as 'n skoon graad net studeer tot en met, jy weet, jou 3de jaar nie. So toe was ek soos, nou het ek 'n lekker kombinasie. So ek het nou die drama, maar dan het ek ook die sielkunde en dan was die plan om honeurs te doen en dan M en dan kliniese sielkundige. En ek het toe die honeurs nog gedoen en toe het my lewe daar 'n bietjie verander toe ek nou inskryf vir Mevrou Suid-Afrika. So ek dink met die idee rondom drama gaan studeer was dit soos ek wil net in hierdie industrie werk. Of dit nou is om bietjie agter die kameras te werk want ek het met my finale projekblok regisseur, jy weet, directing gekies. So daar was so cool. Regtig belangstellings na beide kante toe, maar ek het geweet iets roep my om in hierdie industrie te werk. Dis ongelooflik. En toe het jou hele lewe natuurlik verander toe jy aan Mevrou Suid-Afrika deelgeneem het en seker in 'n manier wat jy nie eers verwag het nie. Dit was nie altyd maklik nie, want ek dink ek vertel nou obviously ons gaan nou oor die highlights en jy weet jy dit gaan swat en dat gaan swat en die kameras en die ligte nou, maar daar was ook 'n tyd wat dit nie so maklik was nie en waar jy baie uitgesproke ook was oor jou liggaam en jou journey oor Mevrou Suid-Afrika en ek sou graag 'n bietjie dieper in dit wil ingaan. Hoe het die Mevrou Suid-Afrika journey gelyk? Wat het jy geleer oor jou liggaam? Wat het jy geleer oor wat dit beteken om 'n Mevrou Suid-Afrika te wees, om mooi genoeg te wees, en ja, hoe daai body image vir jou verander van voor Mevrou Suid-Afrika en na Mevrou Suid-Afrika? Ek wil daar begin met wat jy nou gesê het, mooi genoeg, want ek dink dit was een van my grootste struikelblokke of roadblocks, as dit nou so kan sê, vanaf hoërskool nou, met hierdie droom, ek wil nou graag, selfs net by my skool se skoonheidskompetisie deelneem, maar die tyd waarin ek groot geword het in hoërskool en in tienerjare was letterlik die tyd waar die verwagting van modelle was, die size 0. Ja. Hulle het ons gepraat van heroin chic. En ek verstaan nog steeds nie tot vandag toe wat 'n size 0 is nie. Soos hoe werk dit? So sê jy net geen size nie. Hoe is dit lig wat in geval so dit was regtig 'n wille tyd geweest in terme van die verwagting van vroue en dit was regtig 'n ander tyd as nou waar ek voel sosiale media het soveel positiewe dinge en ons is in 'n tyd waar dit 'n positiewe impak het rondom die inligting van body positivity en ons omarm verskillende liggaamstipes en dit was nie wat dit ons 2000s, dit was crazy. Ons het hierdie tydskrifte gehad en hulle het mos die bekennis gaan afneem en letterlik hulle selluliet opgeblaas. Altyd by die strand, by die paparazzi wat hulle afneem en dan sê hulle soos Britney Spears and like how she really looks en sulke body shaming. So dit was regtig sleg hoe ons gekondisioneer was en daar was nie noodwendig ander inligtingbronne vir ons gewees om die waarheid te verstaan nie. So
dit was nou maar selfs met die skoonheidskompetisie. So ek het toe nou nie daar deelgeneem nie. Toe selfs in my drama jare het 'n dosent wat baie invloed gehad het vir my gesê in my 3de jaar, jy's verskriklik mooi Marcel, maar onthou nie die televisie sit 10 kg aan, so jy gaan regtig moet gewig verloor. So dit was dus hierdie konstante ding van not good enough because I'm not small enough. En ek is nou nie maar genoeg vir skoonheidskompetisie nie, by verre nie vir modelwerk nie, want ek was so frakkies ver van 'n size 0 af. Ek meen ek was so 100 jaar weg van dit af. En toe kom dit nou met die drama deur, so ja, dit was altyd hierdie gevoel van ek is nie goed genoeg nie oor my, jy weet, my liggaamstipe. En toe in my 4de jaar, toe ek nou besig is met my honeursgraad, is ek primaria van my koshuis en daartoe 'n spreker een oggend gekom wat 'n vorige jaar se Miss Suid-Afrika finalis was, Mishka Patel. En sy het toe nogals 'n vuur in my wakker gemaak nadat sy gepraat het ons 'n bietjie gesels en sy het net vir my gesê, ek dink jy moet inskryf Miss Suid-Afrika, maar geen verrassing nie, jy gaan eers met gewig verloor. Nee, maar die realiteit daarvan, dit is nie omdat sy dit sê nie, maar dit is die kompetisies se standaarde gewees. En toe het ek 'n bietjie huis toe gegaan en gaan dink daaroor en jy weet net so besef dat ek het nou niks om te verloor nie behalwe die gewig. Like, kom ek probeer net. En ja, dis toe waar dit soof hierdie saadjie in my geplant was en ek voel regtig die Heilige Gees het my gepraat soos kom ons oor hierdie ding dat jy nie goed genoeg is nie, hierdie struikelblok in jou lewe. En kom ek as Marcel, al is dit net vir myself bewys, ek is goed genoeg. Ek is al daai lysie van dinge wat ek glo ek nie was nie. En toe het my reis begin en toe nou verskriklik baie gewig in 'n baie kort tydjie verloor, 14 kg in 4 maande, wat nie noodwendig op 'n volhoubare manier gedoen was nie. Maar as ek een ding geleer het waarna ek nou terugkyk in daai tyd was, dat as jy reg besluit jy wil iets doen en jy die prentjie daarvan, is jy klaar 50% daar, want ek het die visie gesien, ek het die prentjie gesien, maar ek moes net al die werk eers doen. En ek dink dis waar baie mense partykeer vashak, soos hulle het die prentjie en die visie, maar hulle is nie altyd bereid om die werk te doen nie, of hulle is bang om die werk te doen, want ons het hierdie limiting ideas about ourselves and our potential, en dit is regtig wat ek voel die Heilige Gees my geroep het daar om deur daai goeters te werk, want as ek nie het nie, sou ek definitief nie vandag hier gesit het nie. Sure. Ek sou vir soveel jare in my lewe net gedink het, ag, hierdie goed het nie vir my gebeur nie, want jy weet ek was nooit klein of maar genoeg nie, en ek wil net nooit in my lewe terugsit eendag en gaan, ek het spyt, omdat ek nie ten minste net probeer het nie. Ja. So ja, dit was 'n wille tyd vir my gewees om al daai gewig te verloor terwyl ek besig is met my honeursgraad, terwyl ek primaria is, maar ek het dit gedoen en ek sê ook altyd om gewig te verloor, dit gebeur nie oornag dat jou selfvertroue opvang nie. So dit was ook so, ek kan vir ure met jou praat, wat ek meen ons het nou nie ure nie, maar oor, jy weet, identiteit en gewig en selfwaarde wat daarmee saamgaan, maar ek dink die belangrikste ding wat ek geleer het in daai tyd was dat soos die wêreld ons kondisioneer het en die samelewing en die, kom ons sê nou maar die ligte kamera aksie-industrie is dat jou gewig en hoe jy lyk het niks te doen met jou waarde as 'n mens nie. En ek het vir so lank dit geglo dat as ek maar word dan beteken dit nou sommer ek is 'n beter mens. Ja. Hoe ver van die waarheid is dit nie? Nee. Dit is so groot leuen wat aan ons verkoop is. So om regtig myself te aanvaar vir wie ek is en wie my identiteit in die Here is, en dit het niks te doen met my shape-shifting, want ons gaan altyd verander, ons liggame gaan altyd deur seisoene en fases gaan, en dit gaan definitief nie dieselfde bly nie. Ek meen, as ons gelukkig is en dit is ons droom, dan bring ons babietjies in die wêreld, maar ons word ook ouer. Ja. En dinge gaan verander, alhoewel ek 'n groot voorstander is om ons liggame so goed as moontlik op te pas vir die res van ons lewe. Maar om daai identiteit regtig te kon vind en my vrede en my waarde is nie in die uiterlike nie, was dalk die belangrikste ding van Miss Suid-Afrika, want ek het toe nou nie gedink daar gaan noodwendig vir my hele loopbaan uitgelê word na die tyd nie. Die plan was toe om na Miss Suid-Afrika moontlik net weer terug te gaan na my M toe en toe nou verder te gaan met die klinies, en dit het toe nie so uitgespeel nie, maar ek meen hierdie hele industrie is gebaseer op baie van die kere hoe jy lyk, of nie net hoe jy lyk nie, maar hoe jy praat, hoe jy vertoon op kamera, hoe jy beweeg. Dit is regtig baie op die uiterlike gefokus, en ek moes mooi my tandjies daar slyp en hare op my tande hê vir die industrie, want jy kry baie neus, jy kry baie teleurstellings, jy kry baie kritiek. Daar's 'n wêreld van sosiale media, maar daar's ook 'n wêreld van regisseurs en mense wat besluite maak om te gaan, ja, ek hou van haar, ek gaan haar boek of ek gaan nie. En om
elke keer daar toe moes weet, hierdie gaan nie bepaal wie ek is en my waarde nie. Dit is iemand se objektiewe, subjektiewe opinie. En ek kan nie elke keer in duie stort as ek nou nie vir die casting of die audisie gaan en dit nie kry nie, want in ons industrie sê ek altyd, 'n suksesvolle model of aktrise, jy doen regtig redelik goed as jy soos 1 uit die 10 keer iets boek waarvoor jy gaan. Daai ander kere moet jy die neus vat en dit gebruik as 'n stepping stone en dit van jou rug af skud en dit definitief nie as 'n baadjie aantrek rondom, jy weet, elke keer maak ek myself kleiner want ek het dit nie gekry nie. En as ek by die skole praat, raak ek so passievol daaroor om vir die jong kinders te sê dat teleurstelling is deel van die lewe. En ek voel dikwels met die nuwe generasies probeer ons hulle beskerm. So hulle moet net nie teleurgestel word nie en as hulle Almal kry medalje. Ja, en as hy teleurgesteld is, dan moet ons dit dadelik regmaak met iets anders. Nee, dit is 'n belangrike lewensvaardigheid om te leer hoe om teleurstelling te verwerk. Ons mag hartseer wees. Ons mag, jy weet, vir 'n dag of 2 'n bietjie down wees en miskien bietjie in 'n donker kamer sit, maar ons kan nie dat dit ons onderkry en vir die res van die lewe van ons lewe deel van ons narratief word. Nee. So dit is ook, en want ek het nie gewen nie. Ek meen ek het nie meer Suid-Afrika gewen nie. So dit was 'n groot nee en 'n groot teleurstelling na ek omtrent 'n jaar van my lewe spandeer het om daarvoor in te skryf, maar ek het dit toe vir soveel ander goed in my lewe gebruik as 'n stepping stone en dis wat ek vir kinders wil gaan leer uit teleurstellings. Vra vir jouself, hoe kan ek volgende keer beter wees of anders wees en dan is jou ja dalk baie nader as wat jy gedink het. Maar dis ongelooflik, maar hoe waar kom daai mentaliteit van jou vandaan? Was jy net altyd so sterk? Wie het dit vir jou geleer? Want natuurlik, dit is nou maklik om te sê, weet jy kan nie identiteit in dit vind nie en maar dit kon nie altyd so maklik gewees het. Jy kon nie altyd so sterk gewees het nie. Was dit iemand wat in jou lewe kom inspreek het? Het jy iemand gaan sien, 'n life coach, 'n sielkundige, jou ouers? Wie het dit in jou lewe ingespreek? Waar het jy so sterk geword? Ek moet sê, as jy baie tyd met jouself spandeer, dan worstel jy deur baie dinge en jou eie gedagtes, want ek is nogals regtig iemand wat ook groot voorstander daarvan is, soos jy moet eienaarskap van jou gedagtes en jou eie breinkapasiteit kan neem, want dis wonderlik om partykeer ondersteuning te hê, maar jy gaan dit nie altyd hê nie. Ek meen, ek het baie modelwerk gaan doen waar ek vir 6 weke na 3 maande stoksiel alleen in Duitsland gesit het. En ja, kan my ma bel en so, maar hulle is nie daar om nou vir my klip uit die pad uit te rol nie. En dis hoekom ek glo mens moet regtig ook op jou eie gedagtes en jou eie mindset kan staatmaak. So ek dink die tipping point was rock bottom. Ja. Na my Suid-Afrika, toe ek nou binne 2 maande weer terug in my nommer 14 jeans en die wêreld leer vir ons dat dit is iets waar jy moet skaam wees. Jy weet, dit is ook hoe ons gekondisioneer is dat jy moet jouself kleiner maak want jy het nou gewig opgetel en dis embarrassing en soos, jy weet, ek wou myself eintlik bietjie wegsteek vir die wêreld en ek was regtig op 'n punt waar ek amper myself ook van sosiale media wou verwyder want ek het net gegaan, hier's ek nou uit die primaria, weet 14 kg in 4 maande verloor het en ek was nou so groot inspirasie vir mense, maar nou is ek die teenoorgestelde van 'n rolmodel. So wat het ek nou om te bied? En ek dink dit partykeer glo ek mens moet regtig by 'n rock bottom kom waar jy gaan, ek kan nie vir die res van my lewe dat hierdie ding rondom selfbeeld my elke keer kniehalter nie. En dis toe waar ek besef het, ek gaan moet kopskuive maak. Ek gaan moet hierdie verskriklike negatiewe gedagtes en dinge begin beveg. En dis toe waar ek hierdie verskriklike doelbewuste keuse gemaak om te gaan, ek moet leer om myself te aanvaar. En ek dink ek sit klem op leer, want baie keer weer eens, ons is op die instant gratification tyd waar ek gaan nou opstaan môreoggend en dan gaan ek myself aanvaar en dan, jy weet, dit is so onrealisties. Ek leer nou nog om myself te aanvaar en dit is om doelbewuste keuses elke dag te maak en juis op die dae wanneer jy die slegste oor jouself voel, is waar ek moes leer om selfliefde te kies in plaas van selfkritiek. So, weer eens, train the brain, take ownership of the mind. Ek is ook in Aquarius en Aquarius is like all about a mind of their own, 'n goeie sterk kop. Maar met 'n goeie sterk kop moet jy leer om dit te bestuur, want anders kan jou gedagtes ook met jou weghardloop en jou gedagtes, wat ek baie keer vir mense sê, nie altyd die waarheid is nie, want partykeer kan ons gedagtes bietjie met ons begin spook en jy weet, iemand het ietsie vir jou gesê, nou is daar 'n saadjie geplant en nou begin glo jy dit. Nee, mens moet regtig kan onderskei tussen wat is die waarheid en wat is nou net 'n bietjie van 'n emosionele gedagte en hier het my nou bietjie laat spiral, maar om beheer te neem van gedagtes en
'n voorbeeld daarvan is, soos met meer Suid-Afrika, wat die gewig vir my nou so groot ding was, is so partykeer dan het my selfbeheersing my nou in die steek gelaat, want ons is moeg en oorweldig en jy weet, dis hierdie kompetisieomgewing en dan eet jy nou die een aand miskien baie meer pudding as wat jy gedink het. En dan wat gebeur met ons as vroue? Ons spiral. Jy weet, in die tyd dat ek by die lift opgaan in die kamer kom, het ek al so gespiral dat ek is net 'n aaklige mens, ek verdien nie om hier te wees nie, ek het 0 selfbeheersing, jy weet, hoe kan ek selfs dink ek het ingeskryf? En om daai gedagtes te leer vang en te gaan, okay, jy het nou 'n bietjie meer pudding geëet as wat jy moes, jy was regtig moeg, môre is 'n nuwe dag, let it go, in plaas van om elke keer hierdie spirals te hê. En dit het my so baie geleer in die lewe, om nie te spiral nie, om te reguleer, jy weet, ons nervous systems, vir my wat baie gesukkel het met angs na meer Suid-Afrika, want ek moes vir so lank hierdie angs half onderdruk, en dit het in soveel ander plekke begin manifesteer, my slaap, ek het in my lewe nog nooit so baie IBS gehad nie. So, en die IBS, jy moet nou op die stage gaan, jy moet nou gaan praat, en dit is die ongemaklikste van al die auto's wat jy moet aantrek, en jy het nou net al die kilogramme verloor, en nou voel 'n mens paar maande swanger, so die spanning wat in jou maag gaan sit, so, ek dink om jou regtig te antwoord met daai vraag wat jy gevra het, waar, wat, hoe, was, ek het by plekke gekom, en ek het daarom nou my sielkundige agtergrond gehad, my honeursgraad, waar ek gegaan het, hierdie is nie 'n volhoubare manier om te lewe nie, ek moet veranderinge maak. Sure. En dit is waar ek soveel keer vir mense so al wil gaan, as jy regtig op 'n plek in jou lewe is, waar jy super ongelukkig is, en jy is nie tevrede met waar jy is nie, dit is dan jou groot vlaggie om te gaan, ek moet veranderinge maak. Want as jy nie veranderinge maak nie, gaan jy oor 10 jaar op presies dieselfde plek wees. As jy ongelukkig is in jou verhoudinge, maak 'n verandering. As jy ongelukkig is in jou loopbaan, probeer ten minste, want ek sê, as jy op verskillende deure begin klop, aan verskillende deure begin klop, en gaan, ek wil 'n verandering maak, gaan iewers iets vir jou draai, iewers gaan 'n deur oopmaak, al is dit al die 10de ene, waarna jy klop, maar ek glo as jy daai energie daar uitsit, dan gaan dinge vir jou verander. Maar die ding is, daar's so baie meisies wat hierdie kyk, wat spesifiek op 'n fitness journey is, en ek dink dis 'n groot conversation, obviously op die oomblik, oor gesondheid is 'n topic of discussion. Like, almal oefen nou en almal eet nou reg, en dis ongelooflik, en ek's baie bly daaroor, maar dis elke keer vir my soos 'n tipping scale van extremes, waar body positivity het later aan na een extreme toe gegaan, en nou is weer healthy, en as ek is it tipping towards the 2000s again, is ons besig om weer, natuurlik met al die inspuitings en al die dinge, is mense weer besig om na 'n ander extreme toe te gaan, en ek dink baie vrouens wat hierdie kyk, is op daai plek miskien waar jy was toe jy die 14 kilos verloor het, waar die intense diet culture verskriklik was, en waar mense gedink het, okay, as ek nou so gaan lyk, dan gaan ek goed genoeg wees, soms in alle aspekte. Ek weet, toe ek het 'n baie slegte verhouding met kos gehad, toe ek op universiteit was ook, en want is die eerste keer dat jy ook op jou eie gelos word, om jou eie keuses te maak, en jou eie kos te koop, om jy is nie meer in die huis nie, so jy het nie meer guardrails nie, jy kan nou baie daai toxic behavior feed, en ek dink jy praat ook baie oor toxic diet culture, wanneer jy jou praatjies gaan doen en so, want dit is 'n realiteit vir soveel vroue. Hulle dink, okay, as ek nou niks eet nie, dan gaan ek die gewig verloor. Maar alles is 'n balans, want toe na meer Suid-Afrika, alles vir jou opgetel het, en dalk nog meer, want dit is baie keer wat diet culture doen. Absoluut. Wat is iets wat jy in die journey geleer het, en nou obviously jare later, waar jy 'n gesonde verhouding met kos het, en met oefen het, wat het verander, en wat se raad kan jy dalk vir vrouens gee, wanneer dit kom, en ek weet jy praat baie daaroor op sosiale media ook, wanneer dit kom by 'n balans handhaaf, om regtig nou jou verhouding met kos te genees. As jy dalk nou met jonger Marcel kon praat, wat daai 14 kilos verloor het, raad, of praktiese raad wat jy vir haar kon gee, om regtig jou verhouding met kos te kon heel. Ek onthou na meer Suid-Afrika, toe ek nou in hierdie 2, kom ons sê 2-3 maande was, toe ek nou die gewig opgetel het.
ek het nog steeds hierdie obsessie gehad met gesond. Maar ek onthou alles was in oormaat geweest. Want nou is daai rekkie laat skiet. Ek is nou nie meer op die verhoog nie en dan het ek oor naweke vir my nou man Karel gaan kuier en as ek terugry dan het ek gestop en vir my soos hierdie groot sak neute gekoop, maar dan eet ek sommer alles op pad huis toe. Want dit is mos gesond. Dit is gesond, maar jy weet dit het ek weet nie hoeveel duisend kalorieë nie, ek weet regtig nie, maar ek weet neute is 'n wonderlike snack of hoe mense ook al kan sê, maar in matigheid. En ek dink ek wil daar begin by matigheid en om te verstaan dat ons kan nie altyd na die buitewêreld gaan soek vir antwoorde nie, want ek dink dis wat ook die laaste tyd baie op my hart druk is, soos mense is so op soek na die regte dieet en die regte oefenplan. Wat is die antwoord, Marcel? Ja. Maar ons is so ver in die proses waar hulle oefen nog eintlik glad nie en hulle het nog nie eers begin met gesonde leefstyl nie, maar ons wil alles moet perfek en korrek wees. Waar ek is soos begin het gesonder eet, begin het oefen, begin jou lyf beweeg en weer eens dis daai verhouding met jouself, soos die aanvaarding, gaan dieselfde ding met kos moet wees. Jy gaan moet aanvaar, jy kan nie vir jou res van die lewe perfek eet nie. Jy gaan moet spasie maak vir daai wortelkoek, maar jy gaan ook jou lyf en jou kop moet leer, jy kan nie elke keer skuldig voel daarna nie. Jy moet dit kan geniet, want jy het hierdie week so hard geoefen en so mooi gebalanseerd geëet dat ons oor naweke of deur die week, ek meen dit hoef ook nie naweke te wees nie, as jou vriendin in die middel van die week verjaar, dan moet ons 'n kersie kan blaas en 'n stukkie koek eet. Weer eens so belangrik en ek wil dit so na, jy weet, bietjie biblies ook vat rondom hoe belangrik selfdissipline is. En ek voel dis ook 'n vaardigheid wat ons besig is om te verloor, want dit is so maklik om alles te outsource. Daai inspuiting of my dieetkundige moet, jy weet, dis haar verantwoordelikheid of my personal trainer en al daai goed is fantasties. Ek meen, dankie tog dat ons sulke mense het wat vir ons leiding kan gee en ons op die regte pad sit. Maar dit is nie hulle verantwoordelikheid nie. Dit is nie hulle verantwoordelikheid nie. En mens moet realisties wees rondom wat jy insit versus wat jy gaan uitkry. Want ek voel partykeer mense voel, okay, ek gaan nou 2 keer 'n week miskien gou 'n bietjie gaan oefen en 'n klein bietjie gesonder eet en dan verwag ons hierdie enorme groot resultate. Waar as jy regtig groot resultate verwag, dan gaan jy groot insette moet hê om daai, so ook soos die verwagtinge wat ons partykeer het. En weer eens maar net, ek glo nie enigstens in diet culture nie om jouself glad nie te restrict nie, want die het al die voedselgroepe op die aarde vir ons gesit. Dit is daarom te geniet, maar binne balans. So, een van my grootste guilty pleasures is 'n heerlike stuk wortelkoek, maar ek sê altyd, ek kan nou nie elke dag van die week 'n stuk wortelkoek eet nie. Goed, ek gaan lyk soos 'n stuk wortelkoek dan, maar goeie genade op die regte geleentheid geniet ek dit en is dit fantasties om, jy weet, so selfdissipline en dit is nie oor ek gaan alles uitsny nie, net om te weet wanneer moet ek bietjie meer van hierdie eet en bietjie minder van dit, wanneer bietjie meer oefen, bietjie minder net op die bank lê en verwag my lewe gaan verander as ek jy weet die minste moontlik doen. Ja, ek het toe ek op universiteit was, het ek hierdie keto was very much in at that time, banting en fasting, was dit fasting? Ja, kyk, ek sê nie, ek is nie 'n dieetkundige of nutritionist nie, maar ek glo nie in enige extremes nie. Presies. En ek het so vasgeklou in daai tyd, dat as ek banting doen, jy weet, ek eet geen carbs nie, dan gaan ek, ek weet nie wat dit was nie, maar ek het geweet dat as ek net alles sugar-free eet, dan gaan ek so lyk, okay? En as ek so lyk, dan gaan ek goed genoeg wees. En ons kop hak uit. En dan koop ek vir my, ek onthou, en met my studentebudget aan my woord, dat ek al my geld spandeer op hierdie gesonde opsies. Dan koop ek vir my hierdie sugar-free slabs, nê? Maar dan eet ek die hele slab en dan dink ek ook maar is gesond, of ek weet peanut butter is gesond, want peanut butter het hulle gesê, jy weet, proteïene in, maar dan sal ek soos die hele freaking tab uiteet. Ja. Want ek so indulge, want en dit is vir my so erg, want ons sit kos op hierdie pedestal en ons is soos, weet jy wat, dit is hierdie ultimate ding, en as 'n mens net die mag van dit eintlik kan afhaal en sê, weet jy wat,
dis eintlik maar net kos en dit is eintlik maar net altyd beskikbaar. Jy kan nou hierdie eet. Dit is nie dat jy hierdie slab moet koop en dis in die kas en dis hierdie ding. Dis hierdie ding wat linger oor jou en as ek dit nie nou gaan eet, gaan dit nooit weer beskikbaar wees. Dis amper hierdie scarcity mindset van dit gaan nooit weer beskikbaar wees as ek dit nou eet nie. En ek het regtig in my eie lewe ook en dit laat net aan by wat jy gesê het dat wanneer ek vir myself gesê het, dit kan enigiets wees. Kom ons sê ek mag nooit weer in my lewe pineappel eet nie want dit is ongesond. Dan gaan jy die hele tyd dink aan pineappel. Dit is beskikbaar. Dit is net nie alles op dieselfde tyd beskikbaar nie. So dit is so belangrik en is 'n mindset shift. Mens moet ophou vir myself sê dat ek mag nie. Want wat is ons is dit is presies en ek en jy stem so saam wat ek sê in my praatjies ook, dis soos ek wat vir jou sê moenie aan 'n pink olifant dink nie. Dis al wat jy nou gaan dink. So dis dieselfde, die oomblik as jy sê ek gaan heeltemal suiker uitsny, dis al wat jou brein op fokus. Dit fokus nie op wat nie suiker is nie, dis soos die suiker. En nou sê mense vir my, dit is vir hulle net te moeilik. Dan sê ek, maar dan moet jy gaan werk doen rondom om daai selfdissipline toe te pas. Want dit voel vir my, dan is daar iets wat jy nog moet gaan werk om beheer en eienaarskap te neem oor die mindset deel. En 'n baie interessante vraag wat ek nou onlangs gekry het is soos hoe onderskei mens tussen intuïtiewe manier van eet en cravings. So wat baie keer gebeur is ons wil daai chocolate hê, maar nou eet ons 1000 ander goeders. En dan anyway die chocolate. En dan anyway die chocolate. So ek sê altyd, as jy regtig iets wil hê, gee dit vir jouself. Maar jy moet nou besef jy kan nie elke dag 'n slab chocolate crave nie. Dan moet jy iewers besef, okay, hier is nou ietsie waar ek bietjie meer selfdissipline moet toepas en gaan miskien 1 keer 'n week. En dan as jy nou regtig op 'n reis is om miskien minder suiker te eet, dan elke tweede week. Maar dis altyd daai ding soos ons kan nie die extreme doen nie. So met kliënte ook wat ek met my life coaching wat gaan, jy weet hulle wil net gesonder leef, dan gaan ek begin net altyd by wat meer van wat minder van. En ons kan altyd ek kan nou hier sit en gaan, okay, waarvan minder, waarvan meer. En dit is hoe jy mens 'n leefstylverandering begin maak. Want soos jy nou sê, geen dieet is ooit volhoubaar as dit nie 'n leefstyl tipe keuse kan wees nie. En dit is waar mens dan wil verhoed dat mens soos deur hierdie jou ding gaan, waar jy verloor super baie gewig en dan, jy weet, tel mens weer dit op want jy het nou ewe skielik weer carbs geëet. Ek het kliphard gelag nou die dag want ek het iewers gesien op sosiale media waar dit gesê het dat carbs deserve like a public apology. Dat ons vir carbs so sleg gemaak het al die jare, want ek onthou, brood was soos van die duiwel. En nou is ek soos, brood is fantasties. Dis fantasties. En dit kan nie elke dag. Dit kan, hoorie, daar is niks fout met dit. En ek weet nie waar dit vandaan kom nie. En dit is vir my so hartseer, want ek wil eintlik vir jonger Julia drukkie gee. Ek het op skool, en dit is my so sad op skool dat mense al, en ek kan nie dink met sosiale media nou, op wat 'n jong ouderdomme mense al in hierdie slegte standards blootgestel word nie, maar ek onthou, ek het vir myself in graad 11, toe sê ek vir myself, okay, omdat ek het toe even soos goed uitgesny, dan onthou ek hoe ek vir my 'n double crunch burger bestel by 'n KFC, maar dan haal ek die buns af en dan sê ek soos, alles is fine behalwe die bun, en sê ek soos, man, as ek maar net gedink het, of as ek so van pak chips, dan lek ek die sout af, en dink ek is so sad vir daai jong meisie, en ek out myself nou hierso, maar ek weet daar soveel ander meisies, en dis hoekom ek dit sê, dat jy is nie alleen, want ek het nog nooit 'n vrou ontmoet, wat nie gesukkel het met hulle liggaam en met hulle selfbeeld nie. En dit is my so mooi hoe jy sê dat dit gaan oor die verhouding wat jy met jouself het. Dat jy moenie gewig verloor om jouself te begin lief hê nie, jy moet jouself begin lief hê en daarom wil jy na jouself kyk. Ja. En jy dan na daai journey met Meer vir Suid-Afrika, ek natuurlik, dit was jy weet, heeltemal van sosiale media afklim en jy het 'n hele turning point gehad wat jy sê, weet jy wat, ek gaan myself begin lief hê en ek gaan werk aan myself. Hoe die volgende seisoen toe gelyk, het jy dadelik toe begin geleenthede kry deur dit, of moes jy nog steeds vir jouself geleenthede skep? Hoe die journey vorentoe gelyk in terme van loopbaan gewys, want jy het toe nooit weer teruggegaan om jou M toe te gaan doen nie. Nee. Wat het toe gebeur? Ek het dadelik begin au pair toe ek terugkom. Okay. Want ek moes toe nou ewe skielik 'n inkomste verdien, want ek wil toe nou in die Kaap in 'n woonstel gaan bly en nou deur my quarter life crisis gaan op 22. Jy weet, wat gaan ek nou met my lewe doen, want dit is toe nou te laat om vir my daai jaar toe nou my M te doen, so ek het gaan, okay, dan nou hopelik volgende jaar, maar ek het nou 'n hele jaar wat ek nou moet uitfigure wat ek gaan doen, so ek begin toe au pair, en ek het net die werk gekry omdat ek Afrikaans was, want die kinders was super Engels en hulle wou gehad dat die kinders met beter Afrikaans kan praat.
En dit was baie goed vir my want ek het vir daai tyd net nie gefokus op hoe ek lyk en hierdie obsessie van in die spieël staan en alles kritiseer en nitpick nie, want dit was hoe dit meer vir Suid-Afrika was. En ek wil ook net vir vroue sê dat soos ek dink baie keer is ons baie hard op onsself oor hierdie gedagtes en hoekom ons so dink en ek dink daar moet baie grace wees oor hierdie manier hoe ons in die tyd waarin ons groot geword het en net verstaan dat ons was vir so lank gebreinspoel en gekondisioneer om hierdie goeters te dink dat my waarde is gelykstaande aan my hoeveel ek weeg en jy weet daai tipe van goeters. So ons moet grace daarvoor hê en ook nie 'n victim daarvan word nie in dieselfde asem. So ek sê hê grace en verstaan dit kom van 'n moeilike plek waar ons groot geword het, maar die hemele weet, dit gaan nie 'n hou vas oor ons hê oor wat tydskrifte en televisie vir ons gesê het hoe ons moet lyk nie. Maar ek het, as ek nou terugdink, dan was ek baie braaf met wat ek alles gedeel het daai tyd. Ek het al baie gedink, jy weet, dis nou 'n proper 10 jaar later, dan sê ek so, goeie hemel, ek dink nie ek sou nou so baie van goed gedeel het nie. Maar is amper asof sosiale media en my gemeenskap wat ek gehad het, my accountability partner geword het, rondom ek maak nou hierdie baie public stance dat ek nou myself in 'n baie meer curvilicious liggaam gaan aanvaar. En ek het amper hierdie pad met my sosiale media platforms gestap en dit was so half my klankbord en waar mense kon saamgesels en so ek het toe nou half dit begin deel en daar was net, ek onthou amper op by weer eens rock bottom toe ek wil sosiale media delete en regtig deur een van die grootste identiteitskrisisse van my dit in my lewe gegaan het rondom wat gaan ek nou doen en hoe gaan hierdie gewig ding nou werk en toe is dit net asof die Here met my gepraat het en sê, ek onthou die wat ek regtig op my hart gevoel het was, jy's nie alleen nie. Want jy voel so alleen. Jy voel in jou klein geïsoleerde spasie, voel jy soos die enigste vrou in die hele wêreld wat sukkel met selfaanvaarding en hierdie ding raak so swaar, wat jy met jou begin dra, hierdie guilt en shame. En wat ek net daar geroep gevoel het, was om soos deel hierdie ding. Jy weet, kom ons skyn lig hier op. En dit was vir my so bevrydend om daaroor te kon praat en te gaan, ek is nie alleen nie. Daar's duisende ander vroue wat so voel en kom ons praat hieroor en draai hierdie ding saam. So dit was toe bietjie au pair, bietjie sosiale media, maar ek meen dit was weer eens tot en met vandag toe, dis nie iets wat net oornag gebeur om vir jouself lief te wees nie. Ek kry nou nog tye waar ek gaan, ek voel nie vandag goed en dan weet mindset. Maar toe het iemand in daai tyd ook vir my gesê, maar probeer modelwerk, daar's nou 'n curve model mark en ek was soos wat? Ek meen ons is dan nou in die size 0 tyd. Net soos daar is 'n mark vir dit, gaan sien iemand in die Kaap en ek het toe 'n paar agentskappe gaan gesien en die regteen gevind wat vir my gesê het, jy's perfek vir die Duitse curve mark. En ek is soos, wel, ek het nou niks om te verloor nie. Ek meen, ek pair nou, kom ons probeer dit. Ek gaan volgende jaar my M doen. Jy weet, so ek het nou nog hierdie jaar om gou 'n bietjie te speel en te gaan explore. En toe is ek binne, ek dink 'n maand op 'n vliegtuig en ek het Duitsland toe gevlieg, baie onseker nog van myself en nog nooit in my lewe modelwerk gedoen nie. So dit was regtig maar soos jy leer on the go, letterlik on the go, soos jy is op daai platform waar daar kameras op jy is en dan begin jy soos gaan, okay, ek gaan hierdie dinge uitfigure, jy weet, so of trial and error. En so het my modelloopbaan toe afgeskop en ek wil sê the rest is history, maar dis wat ons mos nou baie vinnig sê oor the rest is history en eintlik is dit al 10 jaar, jy weet, van toe af. En dis mos nou ook wat mense so baie keer kyk en gaan the overnight success ding of soos daar val so baie goed in ons skoot en dinge gebeur net vir haar, maar jy bou al vir jare, vir langer as 'n dekade, bou jy al aan jou drome en jou visie en jou planne. Maar toe het ek vir 4 jaar voltyds modelwerk gedoen. Dit was amazing en ek het altyd gesê met my ouma, ek het my ouma se bou gekry en ek het so baie aan met die Here geworstel as 'n student. En toe ek nou, jy weet, nog die drama modelwerk in Suid-Afrika drome gehad het, ek gesê, hoekom het ek my ouma se boude gekry? Want dit was soos die een ding wat al verhoed het dat ek in 'n kleiner broeksize sou gepas het. Wat nou vir my die heel verste van my size 0 afgehou het. En daar is dit toe in my moneymakers. En dit wys jou net soos, ek sê altyd, die Here het 'n lang plan. En as jy nou dikwels terugkyk in jou lewe en gaan jy, nou verstaan ek hoekom dit gebeur het en hoekom het ek daai persoon ontmoet en hoekom het ek deur daai teleurstelling gegaan. Wat het ek daar geleer? Ek glo regtig in die groter plan. En dikwels gaan jy dalk nie hier op aarde eers alles verstaan en weet hoekom dit gebeur het nie. Ek glo eendag gaan ons in die hemel verstaan hoekom sekere goed nie vir jou uitgewerk het nie, om jou te beskerm en om jou op 'n ander baie mooier pad te sit. So, toe het ek dit gedoen vir 4 jaar en toe het
die televisie gaan my weer so 'n bietjie begin roep, want ek het nou hierdie drama studeer. My pa het Ja. gesê, wat het jy nou met 3 jaar, wat jy nou my geld gebruik het vir die drama graad? Ek gesê, papa, ek beloof, ek sal dit iewers in my lewe weer gebruik. En toe sê ek soos, okay. En toe kom die boerseker vrou geleentheid oor my pad, alhoewel dit ook eers soos, ek het in 2017 of 18 audisie, en ek het ook nie die eerste keer gekry nie, so ek het 'n groot nee gekry, dit was nie 'n dadelike ja nie, en toe 2 jaar later eers weer audisie. wow. En dit was die grootste seëning gewees, want toe kom COVID. So ek sou glad nie vir my kliënte oorsee kon werk nie, want al my kliënte was maar in Europa, of hulle het in Suid-Afrika kom skiet tydens somervakansie, of somertyd in Suid-Afrika. En toe so al vat die televisie gogga weer af, en toe het ek dit vir 4 jaar gedoen, lewensveranderend om deel te kan wees van 'n program wat regtig 'n impak op mense se lewens Ja, maak. regtig. En Ja. ek meen, die hoeveelheid huwelike en hoeveelheid babatjies is net ongelooflik. Maar na 4 jaar het ek ook gevoel, ek het regtig my hart en siel daarin gestort. En ek glo dis nou iemand anders se beurt, so of dit is nou vir iemand anders die tyd om die fakkeltjie oor te vat, want ek was die aanbieder wat dit nog die langste gedoen het, waar ek baie trots is, maar ek het toe nou gevoel, my hart en my behoeftes verander nou terug na, ek wil nou weer op my gesinnetjie fokus, en jy weet die baba droom, en ek is toe nou al in my 30s, en ek het baie vrede gehad daarmee dat ek nie 'n mamma wou wees in my 20s nie, juis omdat ek so baie drome, planne, visies, lysies gehad het, en ek voel ek het so baie van dit afgetiek, om nou te kan vrede hê in my 30s en gaan, ek het nie goed wat my nou jaag, terwyl ek 'n mamma is nie, dis vir my heerlik om by die huis te wees, en is heerlik vir my om te kan werk, maar ek sit en broei nie oor, ek wag vir goed om te gebeur nie, as dit gebeur, 'n geleentheid of 'n werks tipe opwindende ding wat oor my pad kom, is dit vir my 'n seëning. Dis so Maar is nie meer iets wat my, jy weet, gaan, daar moet goed gebeur en ek moet nou, ek het net soveel vrede. Dit is so mooi. En nou natuurlik in hierdie nuwe seisoen wat jy nou is daar baie goeders van die verlede wat weer kan opcreep wanneer dit kom by mense body image. Want jy werk nou so hard voor dit om regtig lief te raak vir die liggaam, maar wat baie vrouens mee sukkel en vrees, en dit is vir so sad, want wat bedoel jy jou grootste vrees van ma word is dat jou lyf nie dieselfde gaan lyk nie. Want jy bring letterlik 'n lewe in die lewe, en dit is so 'n massive miracle. Het jy gesukkel met die veranderinge wat gebeur het in jou liggaam? Is dit iets wat jy het daar goed weer begin increep van jonger Marcel wat ook bang was vir die verandering in jou lyf, of was jy al so genees dat dit nie 'n effek gehad het nie? Ek dink met die oploop na dit, jy weet, so selfs in jou 20's as jy nou dink jy wat ek wil enige mamma word, dan definitief, en daar is vrees, daar is soveel mense wat mens bang maak daar buite, en dit maak my baie vies en baie hartseer baie dikwels, want ek voel as jy 'n platform het jy so groot verantwoordelikheid oor die boodskap wat jy uitdra vir jonger vroue, en as al is wat jy besig om te doen negativiteit saai en vrees, dan is dit vir my nogal, dit is vir my baie moeilik dan, want ek voel mense moet iewers ook verantwoordelikheid neem, en ek voel nie sosiale media is 'n plek waar jy moet terapie kry vir dinge waarmee jy sukkel nie, dan moet jy iemand professioneel gaan sien, want as jy net al hierdie dinge uitblaker op sosiale media sonder om verantwoordelikheid te neem en eienaarskap en te dink wat jy sê en wat jy daar buite sit, dan het ek nog 'n groot vraagteken daaroor. So ek sou sê dit was daar, maar hierdie baba was so beplan en daar was soveel spasie gemaak vir hom. Ek meen of dit nou hom of haar was, maar my kop was baie ingestel vir hierdie veranderinge, want ek was nie in 'n tyd waar ek moet nou probeer om 'n swangerskap in te druk tussen 'n seisoen waar ek nou eintlik dalk weer op die televisie moet wees of iets, en ek moet nou hierdie druk op my sit nie. Ek het gaan, hier is my seisoen om nou 'n lewe in die wêreld te bring, en omdat daar soveel beplanning en spasie gemaak was daarvoor, het ek regtig gevoel my liggaam was voorberei daarvoor, want ek het hierdie ingesteldheid gehad om te gaan, maar ek wil die sterkste, fikste weergawe van myself wees om hierdie swangerskap so maklik as moontlik vir myself te maak. En dit het nie gegaan oor omdat ek wou terugbounce nie, dit het nie gegaan oor ek wil sterk gesond wees, en so gou as moontlik nadat my baba gebore is, wil ek weer sterk voel in my liggaam, want nou het ek 'n baie groot baba. Hy is al 13.3 kg. Dis regtig soos living with a live weight. I am strength training all day, every day met hierdie baba wat ek moet ronddra. So dit was maar my ingesteldheid, en ek het net gegaan, ek wil nie, jy weet,
3 jaar se fiksheid en strength training wat ek gedoen het, jy weet, gaan probeer inhaal, nou dat ek 'n pap babietjie in my hande het nie. Ek het gegaan, dit moet die laaste ding wees waaroor ek myself nou bekommer. Ek wil net al my fokus op hierdie babietjie sit en fisies sterk en equipped voel om na hom te kan kyk. Dis so mooi. So, nee, ek moet vir jou sê, tydens swangerskap, dit was vir my fascinerend om hierdie maagie te sien groei en te sien wat gebeur. En ek het tot en met, ek het die Sondag nog my laaste strength training klas gedoen en daai Dinsdagoggend in kraam gegaan. Nee. Ja, en weet jy, ek dink party mense voel verskriklik trigger daardeur as ek dit sê, want dit is soos, maar dis nou nie vir almal beskore nie en alsins ek soos, dit hoef nie te wees nie. Ek het regtig eintlik maar net geëksperimenteer. Ek het nie geweet, ek was nog nooit in my lewe tevore swanger nie. Ek het maar net gekyk hoe ver ek kan oefen. Maar weer eens, ek dink baie keer mense sit terug en gaan, hulle het glad nie die werk gedoen nie. Ja. Hulle het glad nie die voorwerk gedoen nie. En dan skrik baie mense wakker en sê, maar nou wil ek ook in my swangerskap oefen. Maar as ek soos, is jy gestrength train? Het jy muscle memory? Weet jy hoe om reg te oefen? Ja. Want nou is dit 'n gevaarlike tyd om hierdie ding te probeer begin terwyl jy swanger is en jy het nog nie regtig jou lyf reg gekondisioneer nie. En dan is daar natuurlik baie grace ook vir vroue wat nie kan oefen terwyl hulle swanger is nie, want as gevolg van mediese komplikasies. Maar dan sê ek ook altyd, gun dan vir die wat wel kon en probeer het om dan ook 'n goeie en gesonde swangerskap te hê. Want dit gaan nie net oor hoe jy lyk nie, dit gaan oor hoe gaan jy jou core weer strengthen, want alles verander, jou abs skei letterlik soos wat jy 'n kind groei in jou liggaam. So hoe gaan jy daai pelvic floor sterk kry? Hoe gaan jy na die tyd jou kind kan optel, met hom kan speel, sonder om jouself seer te maak? Daar's soveel inligting wat ek so dankbaar is dat dit nou vandag beskikbaar is, maar dis my hartseer om te sien wat se kommentaar mense lewer wanneer vrouens strength training doen terwyl hulle swanger is. Eerder as om te wees soos, wow, look how far we've come. Ja. Dit is my ook baie mooi om te sien hoe jy nie teruggeval het in daai mindset nie, want dit wys die growth wat gebeur het in daai tydperk en hoeveel jy gewerk het aan nie net jouself net te aanvaar vir wat jy is nie, maar om te wees soos ek wil die sterkste, gesondste weergawe van myself word. En ek hoop regtig daai narratief en daai conversation kan sterker en louder word, want dis iets wat ek in vandag se tyd hopelik dat dit louder gaan wees as die skinny talk. Dit is regtig soos, ek wil net hê dat, en ek sê dit soos elke dag vir die vrouens wat ek train, is as een ding, like, as jy nooit weer gesond eet of enigiets nie, oefen net met weights. Al eet jy wat jy wil, gebruik dan daai as energie om strength training te doen, want dit gaan jou lewe verander. En jy is 'n lewende voorbeeld van dit. Ek sien net nou die dag 'n post ook gemaak van hoe jy nou 'n jaar later, jy weet, uiteindelik weer jou hare gesond gekry het en dieselfde strength wat jy gehad het. Meer. Dis ongelooflik. Ek is nou, ek dink, en dis nou baie moeilik om strength te toets, jy weet, soos half, want dit verander ook, maar ek het met Renée de Pre, met wie ek nou al jare werk, 'n persoonlike afreger, sy het my tyd terug, het ek en sy so 'n bietjie saam geoefen, toe sy sê, dit is definitief die sterkste wat my upper body ooit was, dus ek soos, definitief oor die baba wat ek ronddra, maar ook die gesonde druk amper om hierdie baba te kan ronddra, en om hom in die lug te kan gooi, en om sterk te wees, want ook, nou het jy soos 'n 13.3 kg baba aan hierdie kant en jy moet kan buig en goed optel en gaan vinnig werk. So ek wil fisies able kan wees om hierdie goeders met hom te kan doen. En nou, Julie, is die ander interessante ding. Ek wil graag nog 'n baba hê. Maar nou is die druk amper vir my, maar dis gesonde druk vir myself. Dis niks wêreld, maar dis amper hierdie bietjie pressure op myself en soos jy gaan nou amper nog 'n bietjie sterker moet wees met hierdie swangerskap, want nou het jy 'n toddler. Ja. Jy weet, met jou eerste swangerskap, dis so of jy in isolasie wat geëksperimenteer het met hoe ver kan 'n mens oefen en eksperimenteer sê ek veilig eksperimenteer, want ek het letterlik net my liggaam gevolg. Ek het gaan, wat voel ek gemaklik nog mee? En die oomblik as iets vir my seer was of ongemaklik het ek gaan, okay, ek kan nie meer hierdie doen nie, soos mens nou verder swanger raak. En nou gaan ek nog 'n mensie hê wat my aandag en my energie nodig het. So dit is amper vir my soos 'n lekker uitdaging om nog sterker te wees. En mense vra nou vir my, maar waarvoor oefen jy nou? Is dit nou high rock? Ek sê miskien high rocks volgende jaar, ek weet nie, maar ek oefen vir my tweede swangerskap.
Want weer eens, ek wil sterk en bekwam voel om fisies hierdeur te kan gaan. En ek wil net saam met jou beamoen rondom strength training. Dit is nie vir hoe dit lyk nie. Dit is nie waar dit vir my gaan nie. Dit is regtig 'n byvoordeel en 'n lekker motivering as jy sien, hier sny 'n bietjie spiere of hier kom my six-pack nou 'n bietjie terug of nou sien ek 'n bietjie meer definisie op my skouer. Dit is absolute soos cash op die koek. Ek voel partykeer soos 'n plaat wat vashak as ek sê dit gaan vir my oor my toekomstige self. Sure. Want die werk wat jy nou doen, ek meen ek's 33, gaan jy eers oor 10 jaar gaan jy regtig die gevolge daarvan sien as jy nie nou gesond geoefen het of bietjie gestrength train het. En weer eens, dit hoef nie ekstreem te wees nie. Jy hoef nie honderde kilogramme se gewigte te kan lig nie. Dit gaan net oor om jou liggaam bietjie van daai kondisionering te gee, want ek sê altyd ek wil eendag onafhanklik ouer kan word. Ek wil nie van ander mense afhanklik wees om my inkopiesakkies vir my in te dra na my huis toe, of ek kan nie my kleinkinders optel nie, of ek kan nie so saam met hulle trampolien spring. En jy weet, baie mense sê hulle wil eendag, as hulle nou bietjie ouer is en hulle het hulle geldjies gespaar, dan wil hulle gaan reis. Weet jy hoe baie mense is fisies dan nie meer in staat nie, want hulle het rugprobleme, hulle het knieprobleme. So vir hulle om Europa toe te vlieg, al het hulle die geldjies nou opgebou, is fisies so groot uitdaging dat hulle dit net nooit doen nie. Waar ek is soos, die eendag as ek nou weer, as die Here my spaar en my kinders is uit die huis uit, wil ek en my man dan die meeste gaan reis as wat ons ooit het, en dan wil ek gaan Camino stap. So daai goed is wat my motiveer. Soos ek sê, die definisie en spiere is bysake. Dis hoe dit voel. Dit gaan nie oor hoe dit lyk nie. Ja, dit is so mooi en ek is so dankbaar dat jy dit deel. Ek dink baie mense kan van buitekant af kyk en sê, "Wow, maar So oppervlakkig." Ja, en Marcel, jy het dit so maklik, jy weet. Kyk hoe lyk jy en dis maar net oor dit of dat. You just have it easy. Maar niks van jou fitness journey was maklik van die begin af nie. Dit was in 'n plek, ek meen, as ons terug moet gaan op skool toe waar jy glad nie na jou liggaam soos gekyk het soos wat jy nou kyk nie, maar dan ook op universiteit wat jou view van wie jy is en hoe jy lyk, nie dit so dit was nie. Dit het soveel werk gevat en aktiewe werk, en tot vandag toe werk jy aktief, nie net aan hoe jy lyk nie, maar hoe jy voel en hoe jy met jouself praat. Ek dink elke vrou wat hierdie kyk kan regtig relate met dalk die jonger weergawe van Marcel, maar dalk het hulle die werk gedoen en kan hulle relate met die weergawe wat jy nou is, en jy is so inspirasie. Ek dink vir my veral wat in besigheid is, eerstens wat 'n ma wil wees en wat graag enige familie wil begin. Ek dink om te wys dat dit is moontlik, eerstens om al twee te doen, want jy is nog steeds aktief besig om presenting te doen, om op shows te wees, om op stel te wees met Halkie, om te wys dat dit is moontlik om te toer ook saam met 'n kind. Dit is nog 'n ding wat jy doen, maar dan ook jou life is not lost. Jy's nie 'n victim van jou motherhood, van hoe jou life is nie nou, okay, ek's nou 'n ma, ek moet nou opgee op hoe ek lyk en my persoonlike goals nie. Ek kyk vir jou wat in A45, jy doen jou sessies, jy daag nog steeds op, jy hou nog steeds aan. Dis regtig inspirerend en ek wonder, wat sou jy nou vir daai jonger Marcel sê, as jy nou vir haar een stukkie raad kon gee? Sommer oor enigiets. Ek dink as ek nou so op 'n dekade terug kon reflekteer en selfs in hoërskool as ek met haar kon sit met koffie, dan sê ek vir gesê, doen die werk. Do the work. So kopgewys, emosioneel gewys en fisies gewys, want die lewe gaan oor dissipline. Dit is hoe ek my lewe leef. So as daar nie selfdissipline is nie, dan is alles haywire. Want hoe meer jy daai selfdissipline vaardigheid ontwikkel, hoe meer raak dit 'n gewoonte en hoe makliker raak dit. So baie keer sê mense vir my, toe ek nou so hoogswanger was, maar waar het jy nou die motivering gekry? Dus ek was nie gemotiveerd nie. Ek was zero gemotiveerd. Maar dit is 'n dissipline wat ek al so lank terug geleer het, dat dit is nie nou eers meer vir my, gaan ek nou oefen, gaan ek nou nie, is ek gemotiveerd, is ek nie. Dis net soos jy daag op, dis soos tandeborsel. Ja. En hoe jonger jy daai vaardighede kan in plek sit, hoe beter, want dit raak moeiliker. Jy weet, dit raak moeiliker hoe ouer ons word, en ons liggame, ek meen jy kan die navorsing gaan lees,
as ons sekere ouderdomme by uitkom, dan is ons liggaam besig om 'n bietjie te deteriorate. Ons bene raak swakker, ons spiere raak swakker en weer eens, dit gaan nie iets wees wat jy nou voel nie. Maar oor 10 jaar gaan jy kan 'n goeie onderskeiding sien tussen iemand wat gesonde gewoontes gekweek het en iemand wat heeltemal let go het. En miskien kon jy dit nie noodwendig dan fisies weer eens sien nie, want dis net jy wat kan voel hoe dit voel in jou liggaam. Selfvertroue kom saam met selfdissipline en om te weet wanneer jy die werk gedoen het. Daar's net 'n sekere switch wat gebeur waar jy gaan, maar hoekom sal ek nie selfversekerd wees as ek weet dat ek die ure en die moeite insit en weer eens holisties insit, geestelik, emosioneel, kopskuive, fisies. Ek is regtig iemand wat ook 'n voorstander is van holistiese gesondheid, want ons kan nie net op individuele goed fokus. So ja, ek is nou die sterkste weergawe van myself fisies, maar ek het emosioneel myself nou weer afgeskeep nie. En dit is maar die uitdaging van die lewe, nê, om daai balans te herbalanseer. Want ek moet vir jou sê, soos nou as 'n mamma, ja, ek werk nog en ek doen my freelance goeders, maar daar's baie goed waarvoor ek ook nou moet nee sê. Want ek kan nie nou vir 6 weke op die pad gaan wees met boerseker vrou met 'n babietjie nie. So daai balans het nou weer eens 'n bietjie homself geherdefinieer vir waarvoor ek kan ja sê en waarvoor ek kan nee sê. En dan voel ek weer, as mense kinders dalk ouer is, dan kan mens weer op 'n plek kom waar jy dan kan sê, okay, miskien kan ek nou weer bietjie langer van die huis af weg wees vir werk. So om aanpasbaar te wees en flexible te wees is ook belangrik. Dit is, seker goeie raad. Ek leer verskriklik baie by jou en ek is sommer nou weer opgewonde. Ek dink daar was soveel kere wat ek sit en ek is soos, ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie. Ek weet nie hoe ek 'n besigheid gaan hê en kinders gaan hê nie, maar dit is okay as die seisoen ook verander. As dinge dalk nie lyk vir dit lyk nie, want ek dink ons klou baie keer so vas aan hoe dinge nou is, dat ek hoop dat niks verander nie. Natuurlik gaan dit verander. Jy gaan so verander. Jy gaan soveel elemente van jouself ook leer, en leer dat, okay, ek is eintlik soveel sterker as wat ek gedink het ek is, en dit is okay as my lewe nie lyk soos wat dit nou lyk nie. Dus is dit die juiste punt nie? Is dit die juiste punt dat ons moet groei en multiple wees en nuwe aspekte van jouself uitfigure. Ja, ek doe baie keer en praat ek met my man oor en sê soos, jessie, okay, maar as ons nou met kinders kry, soos, is ons nou reg daarvoor? Maar gaan nie ooit reg wees? Is daar ooit 'n reg wees vir dit? Want ja, daar gaan goed wees wat jy nie voorberei het nie. Daar gaan dinge wees wat buite jou beheer gebeur en hoe dit gebeur. Maar is dit nie mooi daarvan nie, nê? Is dit nie? Ja. Ek is nogal iemand wat, jy weet, mense sê vir jou, jy gaan nooit reg wees nie. Waar ek is nogal soos, ek stem nie heeltemal saam nie. Ek stem nie noodwendig saam nie. Ek voel jy kan definitief meer reg wees op sekere tye in jou lewe as ander tye. So die feit dat ek en Handrey, en ons is albei super futuristic en groot beplanners, maar ook al super baie geleer om in beplanning flexibility te hê. Maar ek dink as jy ten minste 'n plan het, is dit soveel makliker om 'n bietjie meer buigsaam te wees as wat daar geen plan is nie. So ek dink definitief nie ons is in daai sin, jy weet, goed moet so gebeur nie, maar ons moet ten minste net 'n rigting hê waartoe ons beweeg en dan kan ons gaan, okay, hierdie gaan ons eintlik bietjie meer daai kant toe vat en dan eventually gaan ons weer daar uitkom. Maar ons het regtig spasie gemaak vir hierdie baba. En dit beplan en gegaan, hierdie is nou die tyd daarvoor. Hoe dit nou gaan uitspeel, hoe vinnig dit gaan gebeur, hoe die ervaring gaan wees, het ons nie geweet nie. So ek meen, daaroor het jy nou nie beheer nie, en jy gaan nie daai prentjie kan, jy weet, uitknip en gaan, hierdie is dit moet wees nie, maar ek is baie dankbaar dat ek en hy dit regtig beplan het vir 'n sekere tyd in ons lewe. En ek dink, dit gebeur nie altyd so nie, ek meen, goeders gebeur onbepland, maar ek kan nogal daar, en ek praat met baie van my vriendinne wat nou begin dink aan kinders, dan sê ek, die feit dat jy klaar dink daaroor en begin plek maak en spasie maak, beteken definitief jy is meer reg daarvoor as jy natuurlik, as jy nou, dan sê ek altyd, dink gou as jy 5 jaar terug swanger geword het en jy dit nie beplan nie, jy is mos dan nou op 'n baie beter plek hier in jou kop. Sure. En ek dink dit is hoekom soveel van die aanpassings en veranderinge vir ons redelik maklik was, omdat ons heeltemal ingestel daarvoor was. Ek was soos, right,
hier gaan my lewe nou verander. I am expecting this now, while I am expecting. En ek het regtig nie verwag my lewe gaan dieselfde bly. En ek dink, dit is partykeer wat ek agterkom, vir mense baie keer 'n moeilike ding is want, dit is so asof hulle nie bereid is om die opofferinge te maak met 'n baba wat daar is nie, maar dit is letterlik wat dit van jou vereis. Dit jou lewe gaan verander, dit moet verander. Jy gaan moet partykeer vir goed wat ek in die verlede voor ja kon sê, gaan ek nou nee moet voorsê, want ek het nou 'n ander verantwoordelikheid. Ek meen ek borsvoed nog, so ek het hierdie mensie wat hy is nie 100% afhanklik van my nie, maar dit is 'n enorme verantwoordelikheid nou. So ek kan nie nou net vir alles ja sê nie, maar ek het ook nie verwag dat ek vir alles kan ja sê nie. Ja. Want dan raak mense frustreerd as hulle nou vir sekere goeders moet nee sê en dan sit soos hierdie negatiewe narratief van soos kinders steel my drome en kinders dan sê ek soos maar ek glo as al beplanning aan die dag gelê was en jy het hierdie gekies nou vir jou lewe, dan moes jy tog hierdie geweet het dat daar goeders is wat net nie nou moontlik is nie. Soos, ek kan nie net nou op 'n vliegtuig klim en daar was al interessante geleenthede wat oor my pad gekom het waar ek gegaan het. Ek gaan nie eers nou spasie maak om hiervoor teleurgestel te wees nie, want dit is net soos 'n groot nee. Dit is nie nou my prioriteit nie. Ek dink daar was 'n tyd in my lewe daarvoor en ek glo daar gaan nog wees. Ek dink 'n ding wat ook vir my interessant is dat mense met nou kinders, en ek meen ek is nog net 'n jare mamma, maar in hierdie seisoen, mense kan in hierdie mindset gaan sit waar hulle voel dit is vir ewig. En partykeer verstaan ek as mense op 'n moedelose plek is en dinge gaan moeilik en jou kind slaap nie en dinge, jy weet, borsvoeding is vir jou moeilik, dan voel hierdie ding soos forever. Alles is tydelik. Ja. Alles is tydelik en ek is nogals ek volg vir Molly May en dit was so 'n cool ding weer wat ek nou gesien het wat sy gepost het want sy het nou onlangs haar tweede babatjie gehad en sy sê so was soveel makliker en soveel meer gemoedsrugs met die tweede een, want sy onthou met die eerste het sy self, en ek het dit self in my kop gesien, jy weet, sit in borsvoed en by die venster uitgestaan en gedink, ek gaan vir die res van my lewe hier sit en borsvoed, jy weet, maar nou met die tweede een is daai besef daar, soos, dit was net 'n tyd lank, dit is net 'n tyd wat jy deur hierdie moeilike tye gaan, en jy weet die postpartum hormone, en jy voel of jy nie die huis kan verlaat nie, it's going to pass. En dan gaan jy weer voel jy kan asemhaal en die lewe aanvat. So ek sien ook nogals uit met die tweede een om nou of bietjie net soos van die ervaring te hê met om sekere goeders beter te verstaan die volgende keer. En dit gaan niks gaan vir ewigheid wees nie. Alles gaan verander vinniger as wat jy dink. Jy dink nog jy weet my kind slaap niks nie. En dan ewe skielik is ons nou op 1 of 2 night wakes. Ons is nie meer op elke 2-3 ure nie. So dan begin jy weer van voor af, nê, met die tweede ene, maar dis exciting om te weet ek het nou so 'n bietjie meer ervaring as dit by dit kom. Dit is so exciting en ek is so opgewonde om hierdie nuwe seisoen obviously nou as 'n buitestander, maar net te kyk en te ervaar, en ek dink soos wat jy leer, ek is dankbaar dat jy so boldly ook share, maar nou natuurlik met meer boundaries as wat 10 jaar terug toe jy op social media geshare het, maar ek dink dit is net vir my so mooi en jy leer soos wat jy gaan en jy's moldable, en ek dink dis baie cool dat jy ook sê dat soos mens kan voorberei tot op 'n mate, maar maak seker jy maak spasie vir daai verandering. Ek dink dis iets wat ek definitief van jou af gaan leer en saam met my gaan vat in my journey ook. Ek wil vir jou sterkte toewens. Ek wil vir jou sê dat dit is vir my ongelooflik om te kyk hoe die verskillende seisoene in jou lewe lyk. As iemand wat wil kinders kry, is dit vir my baie baie cool. En ek wou nou vir jou gevra het, jy weet, wat is een groot ding wat jy geleer het nou dat jy as 'n ma is, maar ek dink jy het nou daai vraag vir my so goed geantwoord dat niks is vir ewig nie, dat alles gaan verby en dat mens ook eintlik maar die tye moet koester wanneer jy in dit is. Dit is my so cool en ek wil vir jou sê dat wat jy doen is ongelooflik en wat jy vir vrouens doen is ongelooflik, en ek dink enige vrou wat nie net ma's nie, enige vrou wat wie wil leer hoe om hulle self lief te hê en hulle liggaam lief te hê, kan nou jou opkyk en regtig so baie by jou leer. So baie dankie vir dit wat jy vir vrouens doen. Nie net in die fiksheidsbedryf nie, maar oor die algemeen, en dat jy die narratief ook 'n bietjie verander wanneer dit kom by hoe dit moet lyk om 'n ma te wees, en dat jou lewe nie eindig as jy 'n ma is nie. Dit was dit begin. Dit begin. Daar's 'n hele nuwe of 'n nuwe hoofstuk wat begin. Ek wil net vir jou sê, daar Julie, vir hierdie hoofstuk wat ek glo en spreek vir julle nog voor lê en gaan gebeur.
jy gaan 'n exceptional mamma wees oor die feit wat ek kan hoor, jy het al so baie oor gedink. So jy het al so baie emosionele en lewensvoorbereiding gedoen sonder dat jy dit selfs besef. En dan sê ek ook vir my vriendinne, jy is al so ver in hierdie proses, so hierdie baba gaan al reeds in 'n wêreld inkom waar daar oor hom of haar gedroom is en vir haar beplan was. Hoe mens nou altyd weer dit gaan lyk, weet mens nie, maar ja, jy gaan 'n wonderlike mamma wees. Dankie Marcel, ek receive dit en ek gaan dit vorentoe vat. Ek is baie opgewonde. Dit was my so lekker om jou hier te hê. Moet nooit ophou met dit nie, moet nooit ophou lig wees vir mense nie. Jy raak soveel mense aan en jy raak vir my aan en dit is vir my die grootste voorreg om vir jou vandag hier so te gehad het. Dit is ja, hoe cool, hè? Ek het Marcel Hopkins op die podcast gehad. Dit is flippin awesome. Baie dankie. En dit is vandag se episode van She's Gutsy.